Vandag wil ek kyk, wat het ons regtig nodig om 'n parabool te teken? In 'n vorige video het ons reeds die parabool g van x is gelyk aan x minus 2 kwadraat minus 1 geteken. Hy het so gelyk. Ons sien dat sy draaipunt is die punt met 'n x-koördinaat van 2, ek sien dit hier as ek reguit na die x-as gaan, en ek sien sy y-koördinaat is minus 1. Goed, ons het ook gekyk na, as ek hierdie uitmaal, met ander woorde x² minus 4x plus 4, minus daardie 1, dan kry ek presies dit. So dis verskillende forme vir dieselfde funksie. Nou ons weet dat al twee daai forme standaardforme vir 'n parabool is. So as ons die parabool wil skets, moet ons altyd die x-afsnit uitwerk. Dit maak nie saak met watter vorm ek werk nie. Vir die x-afsnit maak ek y gelyk aan 0. En ek moet die y-afsnit uitwerk, en daarvoor maak ek x gelyk aan 0. Goed, nou het ons die x-afsnitte en ons het die y-afsnit. Ek wil hê julle moet sien dat ons die y-afsnit baie maklik in daardie vorm kry. Want as x 0 is, dan staan hier 0 minus 0 plus 3. So ons kan die y-afsnit in hierdie vorm baie maklik aflees. Maar in die ander vorm, in hierdie vorm, is dit nie so maklik om die y-afsnit af te lees nie. Jy moet hom regtig gaan uitwerk deur te sê y is gelyk aan 0 minus 2 kwadraat minus 1. Dit gee vir my minus 2 kwadraat, maar minus 2 maal minus 2 is plus 4 minus 1, en dan kry ek y is gelyk aan 3, wat ons sien reg is. Daar kan jy dit ook sien. Y is 3, y is 3, y is 3. So, vir die x-afsnitte sou ek y gelyk aan 0 maak, dan kry ek hier 0 is gelyk aan x². Hoekom het ek nou al 'n hakie gesit? Kom ons vat hom net weg. 0 is gelyk aan x² minus 4x plus 3, wat 'n kwadratiese vergelyking is, omdat ek 'n x² het, en dit los jy altyd op deur te faktoriseer. Nou x maal met x gee vir my x², en plus 3 gaan wees minus 3 maal minus 1, want 'n min maal 'n min is 'n plus, en onthou, waar sit jou middelterm? Jou middelterm is altyd daai binneste 2 en die buitenste 2. So as ons gou ons middelterm kontroleer, gee die binneste 2 vir my minus 3x, en die buitenste 2 gee vir my nog 'n minus x, so dit is minus 4x, en dan kan ek maklik die x-afsnitte kry. X min 3 is gelyk aan 0, x is gelyk aan 3, of x min 1 is gelyk aan 0, x is gelyk aan 1. Goed, as jy nou kyk na op ons grafiek, sal jy sien dis presies wat ons gekry het. Ons het dit met hierdie vorm geteken destyds. So, om die x-afsnit hier te kry, onthou jy, kon mense bietjie van 'n kort pad vat. Want jy kan sê dat x min 2 kwadraat, ek kan die 1 oorvat, dan kry ek 1 is gelyk aan x min 2 kwadraat, en dan trek ek die vierkantwortel aan albei kante, maar ek moet onthou om 'n plus of 'n min voor die 1 te sit.
So dit beteken letterlik dat x min 2 gelyk is aan 1 of x min 2 is gelyk aan min 1. So x min 2 is gelyk aan 1 of x min 2 is gelyk aan min 1. En hierdie gee dan vir my x is gelyk aan 3 wat ons weet reg is en hierdie gee vir my x is gelyk aan 1 wat ook reg is. Goed, nou die groot verskil lê in die draaipunt. Ek dink almal is nou seker van x-afsnitte en y-afsnitte. Maar jy moet onthou dat jy altyd die koördinate van die draaipunte ook moet bereken. Nou ek wil net 'n bietjie plek hier maak. Ek het dit nou ongelukkig uitgevee, maar hier is ons draaipunt en sy x-koördinaat is 2 en sy y-koördinaat is min 1. Nou ek wil graag hê dat julle moet sien waar kom die 2 en die min 1 vandaan in die grafiek, in die standaardvorm. Nou in hierdie standaardvorm is dit baie maklik, want x minus, so na minus kry ek die x-koördinaat van die draaipunt, en dan die min 1 gee vir my die y-koördinaat van die draaipunt. Okay, so my draaipunt is doodeenvoudig. Ek kyk hier en ek sien na die min het ek 'n 2 en my y is daai hele getal min 1. So in hierdie standaardvorm, dit is die standaardvorm y is gelyk aan ax minus p kwadraat plus q, gee die draaipunt altyd PQ. Jy moet net onthou, dit is na 'n min. Dan gebruik ek die getalletjie wat ek daar het. Nou, daar is 'n bietjie meer werk om die draaipunt van hierdie standaardvorm te kry. 'n Mens kan altyd gebruik x is gelyk aan min b op 2a. Kom ons kyk gou daarna. Onthou, dit is a, dit is b en dit is c in die standaardvorm y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c. So as ek min b op 2a wil uitwerk, is dit min 4 op 2 maal 1, so dis plus 4 op 2 en 4 op 2 is gelyk aan 2, so dit gee vir my die regte, kyk daar, draaipunt, ek het geskryf turning point, laat ek dit gou regmaak, draaipunt, die draaipunt is net mooi by x is gelyk aan 2 en ons sien dat hierdie formulietjie altyd werk. Ook as ek die x-waarde ken, kan ek dit mos maar net terugvervang. Onthou, y is gelyk aan x kwadraat minus 4x plus 3. As ek nou weet dat x 2 is, dan kan ek dit net terugvervang. En dit uitwerk en dan gee dit vir my 4 minus 8 plus 3 en dit is minus 1. So, dis 'n manier om die draaipunt te kry. Wat ook handig is om te onthou, is ons simmetrie. Waar is die simmetrieas van 'n parabool? Dit is 'n reguit lyn deur die draaipunt. Altyd 'n vertikale lyn deur die draaipunt. So, dis ons simmetrie. So, as ek die 2 x-koördinate, x-afsnitte ken,
dan weet ek die draaipunt gaan presies in die middel daarvan wees. Want as ek my papier hier op die simmetrieas wou toeslaan, moet die 3 en die 1 op mekaar pas. So daai afstandjie daar moet net so lank wees soos hierdie afstandjie. So dit is presies in die middel van die 2 x afsnitte. So uit simmetrie kan ek weet dat die draaipunt by x is gelyk aan 2 is, en dan vervang ons dit weer in om te sien dat y gelyk aan -1 is. Goed, op die volgende bladsy het ek nou net 'n opsomming. Jy sien, wanneer ek die standaardvorm y is gelyk aan ax² plus bx plus c het, moet ek die x-afsnit uitwerk deur die y-afsnit deur x gelyk aan 0, die x-afsnit deur y gelyk aan 0. En dan kry ek my draaipunt by x is gelyk aan minus b op 2a, en ek vervang dit terug om die y-waarde van die draaipunt te kry. Die simmetrieas, omdat dit altyd deur die draaipunt gaan en 'n vertikale lyn is, kom ons gaan net terug na die vorige bladsy. Die simmetrieas is 'n vertikale lyn, so sy vergelyking gaan wees x is gelyk aan 'n getal, en daai getal gaan presies die x-koördinaat van die draaipunt wees, want die simmetrieas gaan deur die draaipunt. As ek die standaardvorm y is gelyk aan x minus p² plus q het, dan moet ek ook uitwerk y-afsnit, x-afsnit, draaipunt. Hierdie slag kan ek die draaipunt aflees, want die getalletjie na 'n minus daar gee vir my die x-koördinaat en q gee vir my die y-koördinaat. En so as ek die simmetrieas wil teken, gaan dit deur die draaipunt. Simmetrieas gaan deur die draaipunt, en in hierdie vorm lees ek net die draaipunt se x-koördinaat hier af. So dit sal wees x is gelyk aan p. Goed, in ons volgende video sal ons parabole skets.